So ek is hier so vandag om met julle te praat oor twee mense wat aan my geraak het persoonlik en ek wil hulle storie met julle graag deel. Moenie worry oor die son nie, ons sal die son uit kanselleer en julle luister mooi na die storie. Okay, so ek is hier so met oom Pieter. Hoe gaan met oom vandag? Het wil jy ook wel goed gaan? Dis mos hoe het moet gedoen word. Ja. Okay, so ek wil by oom uitvind. Oom het vir my gesê oom het die rehab. Wanneer het oom begin? Die rehab het aanvanklik begin in 1980. 1980? 1980 het ons eerste mense begin inneem, want dis toe ons begin het om na die bekeringskant toe te gaan. So Okay. ons was maar woes en wild daar in die lewe. En eintlik toe ons getroud is, ek en my vrou is in 1977 getroud. Ja, dis 'n lang tyd. En van daai tyd af was ons eintlik vir 2 weke alleen gewees. Vir die res van die tyd het ons altyd mense by ons gehad. So was altyd iemand wat in die huis was. Ja. En hierdie iemand was gewoonlik iemand wat stikkend was, of dit was 'n alkoholist, of dit was 'n drug addict, of dit was 'n prostituut of 'n gangster of whatever. En so het ons aangegaan en van 1980 af het ons 'n bietjie meer ernstiger geraak met die ding. En in 2009 het ek toe vir Keep the Dream 255 geregistreer. Wie Keep the Dream? Keep the Dream is ek en my vrou en advokaat Huystek. Ons drie is die aandeelhouers daarin en ons is 'n public benefit organisation. Nou, dis 'n verskillende ding om te verstaan want ons is altyd net 'n NGO gewees, non-government organisation. Okay. En nou het hulle dit weggevat. Dis nou nie meer jy kan ook nie nou net 'n non-profit organisation wees nie, jy's nou 'n public benefit organisation. Dis goed om te weet. So almal van hulle, maar as jy met oorseese mense werk, hulle verstaan net NGO. Hulle verstaan nie hierdie public benefit organisation. Ja, want dis eintlik nou goed dat oom daaroor praat want baie mense like om die woord NGO altyd te gebruik en so Ja. goed. So oom het nou 'n bietjie meer info gegee vir die mense daar buite dat hulle bietjie meer kan verstaan. Maar dis dieselfde hoe ding. dit werk. Maar dis dieselfde ding. Dis dieselfde ding. Okay. So ons is ook geregistreer as artikel 18A sertifikaat wat ons kan uitgee vir jou belasting. As jy 'n donasie maak vir ons, kan ons 'n belastingsertifikaat gee. Dis goed. So dit doen ons elke jaar in Februarie maand. As jy nou dwars deur die jaar vir ons gee, dan sê jy vir ons okay, hierdie het ons nou gegee. Ons wys vir jou waar ons die geld aangewend het en ons gee vir jou sertifikaat daarvoor en jy trek dit af van jou. Okay, so die mense kan belê in die Ja, besigheid. ja. Dis goed om te weet want ons altyd mense daar buite wat graag mense wil help en dis 'n goeie plek om mense te wil help. Ja, ek dink JB, een van die dinge wat belangrik is om te verstaan is dat ons is nou 'n private organisasie. Ons is nou nie 'n staatsinstansie nie. Yes. Die staatsinstansies word beheer deur die staat. Met ander woorde, die staat gee geld. Die staat vereis dan ook dat jy 'n psigiater moet hê en jy moet 'n sielkundige hê en jy moet al hierdie terapie hê en al hierdie goeders wat ons nie het nie. Want ons werk nie met daai afdeling omdat ons agterkom dit is nie vir ons effektief nie. So 'n mens gaan moet wat vir jou werk. So wat vir ons werk is dat ons het agtergekom is beans and rice in Jesus Christ. Dit werk vir Mooi, ons. dis mooi gestel. Dis baie mooi Jy gestel. verstaan, so ons gee die ouens liefde, ons gee hulle aanvaarding en ons gee hulle die evangelie. En verder meer is dit, help ons hierdie ouens om deur prosesse te kom. Ons het nie 'n programstruktuur nie, ons het 'n prosesstruktuur. Nou, wat die verskil is dit in 'n program moet jy iemand besig hou. En almal kom en sê, hoorie, maar wat moet ons nou doen? Want almal is nou opgewonde, wat gaan ons nou doen? Wat doen ons volgende? By ons is dit 'n kwessie van die eerste 10 dae moet jy gaan slaap. Want ek meen jy kom van drugs af, jy het gehardloop vir jou lewe, jy het al die tyd as jy geopereer. So nou wil ons hê jy moet eers 'n bietjie gaan relax, jy moet gaan ontspan. So vir 10 dae, die eerste 10 dae, afhangende van die individu af, want elke individu is mos maar anders dan. Maar ons eerste 10 dae is wat ons nou noem grace period. So in daai tyd wil ons hê jy moet slaap, jy moet eet, jy moet toilet toe gaan, jy moet shower en jy moet weer dieselfde ding weer 'n keer oordoen vir 10 dae. Want nou begin jy rustiger raak want onthou jy's in 'n vreemde omgewing, vreemde mense, ons almal eet aan dieselfde tafel, is 'n huisgesin situasie. Dis 'n familie wat bymekaar is, 'n ma en pa, seuns, kinders, daar's honde. Ons is almal bymekaar, ons is 'n family. As jy in my huis inkom, is jy nie meer 'n vreemdeling nie. Jy's ook nie 'n drug addict nie, jy's een van my seuns. En so hulle kom vir hulle oupa kuier. Dis net baie nice. So dis hoe die ding werk. So daar's hierdie ontvanklikheid en hierdie aanvaarding van maak nie saak wat jy gedoen het nie, dit het jy daar buitekant gedoen. Nou is ons hier. Okay. So ons proses begin dan met hier vandaan af, wat gaan ons nou vorentoe doen? Nie wat gaan daar agteraan nie. Maar in die proses gaan ons dan ook terug na die restaurasie toe. So ons gaan kyk wat het daar in die verlede gebeur. En ons help die ouens deur 'n proses van wat in die verlede gebeur het om te sê, okay, kom ons gaan adresseer nou hierdie spesifieke traumas wat jy deurgegaan het. Want trauma is 'n baie belangrike ding. Nou tussen dit alles deur is hier 'n ding wat ons nou ontwikkel het
wat ons redelik sterk in is en wat ons glo ons is van die min ouens wat dit doen en dit is perseptuele intelligensie. Okay, verduidelik bietjie in daai, wat is dit? Okay, so jy sit nou en jy kyk nou na my en jy dink nou iets. Nou sit ek hier en ek wonder, wat dink jy? Terwyl ek heeltemal iets anders te dink en jy dink ook heeltemal iets anders. Jy dink miskien nou aan jou vrou en jy dink miskien aan jou kinders, maar ek dink nou, Jessie, ek weet nie, maar ek dink JP dink nou ek is nou heeltemal, ek is aan die verkeerde kant van die draad. Of ek mag nou hier so sit en dink en sê ja, ek weet nie of ek eintlik hou van hierdie Fabiane nie. Ek weet nie hierdie Italianer ding Die ek gangsterklere. die gangsterklere van my, jy weet. Maar jy weet nie wat ek dink nie en ek weet nie wat jy dink nie. So nie een van ons twee weet regtig wat ons dink nie. En in daai gedeelte maak ons dan persepsies op. So ek kry 'n persepsie van hoe lyk 'n drug addict. 'n Drug addict is 'n ander ma se kind. Dis wat 'n drug addict is. Dis ou wat 'n fout gemaak het en hy's uitgevang. Dis die 11de gebod, jy moet nie uitgevang word nie. Né? Kyk, al die ander 10 gebooie weet ons weet wat die 10 gebooie sê. Maar die 11de gebod sê jy moet nie gevang word nie. So nou kom hierdie arme kind en almal het hom nou uitgevang. O, jy's nou drug addict, so nou jy drug addict. Spyker op jou rug, lap op jou kop, jy's 'n tik op en 'n drug addict en 'n heroin addict en al die name. Jy kry dit nou. Maar is jy dit? Nee, jy is nie dit nie. Jy was mos nie, want voordat jy 'n drug addict was jy ma se kind. Ja. Jy was 'n baby, jy daar rondgehardloop, jy was pragtig man. En toe maak jy daai keuse nou. En toe maak jy nou nie 'n keuse nie. Dis nie 'n keuse nie. Nee, dis 'n besluit. Daar's 'n groot verskil tussen 'n besluit en 'n keuse. Ja. Okay. Jy het nie 'n keuse gehad of jy 'n man of 'n meisie wil wees nie. Vandag het jy. Wel, dis wat hulle sê. Maar dis nou hulle keuses. Dis keuses, ja. Okay, maar besluit gewys, ek en jy kan besluit gaan ons drink of gaan ons nie drink nie. So alles in die lewe begin met 'n gedagte. Okay. So, okay, dis nou mooi uitgestel al hy mooi bietjie meer detail oor dit. In oom se geval, oom het nou al baie mense gesien deur alle dwelms. Wat is vir oom die een wat die meeste uitstaan wat oom sal sê die keuses wat hy gemaak het was op 'n besluit waar hy was op 'n oomblik en hy het dalk nie geweet dit gaan so uitdraai nie. Want onthou baie mense gaan uit toets iets uit want sy chommy doen dit. Hoe baie mense werk dit erger op uit en ander mense sin werk dit nie erg op uit nie. Okay, alles begin eintlik maar met die drink van die eerste bier. Okay? So ons almal dink dat dwelms is die ding, maar dwelms is nie eintlik die ding nie. Dit alles begin met die drink van 'n bier. Want onthou, die oomblik as die mind gealter word, dan dink die mind anderster. Nou wat gebeur as ek nou 'n bier begin drink? As ek nog nooit 'n bier gedrink het van tevore en ek drink al eerste bier, dan begin my kop swaai, nê, want ek weet nou as ek lighoofdig. Ja. Maar wat het gebeur in werklikheid? So in die brein is daar miljoene dendrites wat teen mekaar slaan. Okay. En al wat nou gebeur is, hierdie chemikalie wat in die bier is, hierdie alkohol wat binne in die bier is, gaan sit op baie dendriete. En nou in plaas van waar die dendriete so met mekaar slaan hulle nou so. En nou gaan jy deur hierdie situasie want hierdie dendriet wil regop kom want hy wil weer regslaan, maar nou hou jy hom daar want jy gooi aanhoudend bier in. Nou raak die bier naderhand nou nie meer sterk genoeg nie. Nou sê jy ou vir jou hier so, hoorie, vat 'n skuif man. 'n Skuif is 'n daghou. Nou, die ongeluk van die saak is tussen 1960 en nou het daai daggeskuif al so verander dat vandag is hy heeltemal iets anders. Vandag is daai daggeskuif gelaai met metamfetamien of tik soos wat ons dit ken. Hy's gelaai met heroin, hy's gelaai met kokain, hy's gelaai met Mandrax en daar's 'n nuwe vieslike enetjie wat bygekom het, sy naam is fentanyl. So hulle laai hom nou en nou word nou 'n njoppie gedoen. Nou word hy en saam met hom is dagga. Maar dagga is die hoofding wat ek aan jou verkoop, maar dis nie meer 'n daggazol nie. Dis lankal nou hierdie potent ding wat as jy hom een keer gerook is jy weg, jy's vas. Jy gaan nie daar uitkom nie. Jy gaan nog soek. Want jy kom op 'n high wat jy nie verstaan hoe hoog het jy nou gekom en dit is so euforia, dit is so 'n wonderlike gevoel dat jy wil dit weer hê. Maar nou die ongeluk van die saak is van die hoog af kom jy nou af laag. Want daar's 'n middellyn waar ons almal nou funksioneer, waar ek en jy nou funksioneer as normale ouens, ons drink nie goeders nie, ons operate in die oggend staan op en borsel jou tande en gewerk. Maar hierdie perde het nou hierdie hoog, hy het nou hierdie absolute hoog behaal en nou kom hy af. Nou gaan hy onder daai lyne. Nou sê hy op 'n laagtepunt. Nou kom hy en dan sê hy maar hoorie ek moet weer daai goed gaan kry want ek het 'n great gevoel daarso. En ek het half invincible gevoel. Nou gaan vat hy weer, maar hy kom nooit weer by daai hoogheid nie. Hy gaan nou net so halfpad opgaan. Okay, so hy wil daar uitkom, maar hy kom nie daar. Maar hy gaan nooit daar uitkom nie.
Nou as hy laag kom weer, gaan hy nie weer so laag kom as die eerste keer, hy gaan nou laer kom. So hy kom elke keer laer af en hy gaan elke keer 'n bietjie minder op. Met die gevolg is op 'n stadium kom hy, wanneer hy weer opkom, dan kom hy net op daai middellyn aan waar hy moet dit gebruik net om te kan survive. En dis waar hy verslaaf raak. Met ander woorde, daar's nooit weer 'n hoog nie. Hy's net daar. En nou funksioneer hy, nou noem ons hom nou skarrel hy. Want nou moet hy hardloop, want hy moet nou drugs kry, want hy kan nie anders sonder dit kan hy nie lewe nie. So sê sy brein vir hom. En so sê sy merchant ook vir hom, jy kan nie sonder dit lewe nie. En hy glo dit. Want onthou, die jong brein is susceptief. Hy ontvang enige ding wat jy vir hom sê. Dis hoekom ons moet 'n perceive. Jy kan ouens met 'n smartie, kan jy ouens gesond kry. Met 'n smartie. Met 'n smartie sweet, ja. Jy sê vir hom, as met 'n groen is dit geel is dit rooi is en so. So jy gee vir hom 'n groen en sê okay, dis jou eerste pilletjie wat jy drink, okay? Dit gaan jou nou 'n bietjie sleg laat voel, maar daarna gaan jy bietjie beter voel. Dan gee ek vir jou geeletjie. As jy weer sleg voel, dan gee ek vir jou geeletjie. Maar onthou, as jy die rooi eet, die rooi gaan drink, dan is jy weg. Daai ouens kom nooit by die rooi pil uit. Want Yes, die mind dis is 'n mind ding, the mind is a powerful thing. En hierdie hele ding, dis hoekom dit genoem word, die mense praat van die mental cases. Dis 'n mind ding. So met ander woorde, soos byvoorbeeld, een van die groot goed waaroor almal nou skree is tik byvoorbeeld. Ja. Nou, tik is die maklikste ding om vanaf te kom. Ons kry ons af in 30 dae kry ons ou dat hulle regtig skoon is van tik af. Nooit weer sal terug gaan tik toe nie, omdat hy 'n besluit gemaak het dat dit is nie vir hom nie. Maar hy was onder 'n pressure situasie. Hy was in daai pressure cooker geweest. So ek is hier in die skool, ek is nou pelle met JP en JP is nou die ou wat nou hy het nou 'n lolly. En nou gooi hy hierdie ding, jy's hier net sulke rookwalms. Wow, dit lyk awesome. Cool, Dit lyk nou cool. Nou gaan ek dit ook try. Maar ag nee, dit kan jy niks doen nie man. Ja. Maar hoekom? Want JP wil aan my kom verkoop. JP se plan was nog nooit gewees dat jy net moet rook nie. JP se plan is 'n sales ding, ja. Ek meen, as jy by 'n winkel verbyloop en hulle bied 'n worsie aan, dan gee mos die worsie proe en dan eet jy hom. Ja, ek wil hierdie hê, né? Dis dieselfde. Seker. En die ander ding is die grootste fout vir ons, die grootste ding waarmee ons sukkel, is wat ons noem psigotropiese dwelms. Of mense praat van psigiatriese medisyne. Okay. Nou net 'n kort vir jou, voor 1960 was dit onmoontlik geweest om vir enigiemand onder die ouderdom van 18 Ritalin voor te skryf. Dis nou wat hulle vir die kinders gee Dis nou op die wat laerskool. dis nou wat hulle vir kinders op laerskool van 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar oud gee. Dis dieselfde dosis wat hulle vir 'n 18-jarige gegee het in 1960. Wow. So wat Ritalin doen is, die Ritalin demotorise die persoon. Nou, die onderwyser sê, ek kan nie met hierdie kind werk nie want hy's te besig. Hoekom is die kind te besig? Want hy word by die huis gestimuleer. Sy ouers is mense wat omgee. Hulle stimuleer hom. Hy's nie by 1 + 1 nie. Hy's nou al by 13 + 14 + 17 + 20 + 16. En hier sit hierdie kind en hier kom die juffrou 1 + 1 en dan sê ag, jette tog, dis mos 2. Kry nou klaar. Wanneer kry ons klaar? Nou begin hy fidget. Nou, hy sit in 'n klas van 42 kinders. So obviously gaan hy gaan nou begin moeilik raak. Nou wat sê die juffrou? Hierdie kind is nou te besig. So wat maak ons met hom? Ons stuur hom nou na die sielkundige toe. Die sielkundige sê, "Wel, meneer en mevrou, ons moet net vir jou sê jou kind is uit 'n afwyking, want hy kan nie stil sit in die klas nie. ADHD. Hy's ADHD. Yes. Hy's Almal het al ADHD. daai enetjie gehoor. Dan sê ADHD. Okay, so. En hierso sê ons sommer die voorskrif vir hom. Okay? Die sielkundige gee dit nie, maar sy gee hom nou na die psigiater toe deur. Die psigiater kom en sê, "Boetie, hoe voel jy?" Hy sê, "Nee, oom, ek is alright." Nee, jy's nie alright nie, baie besig. So jy het nou ADHD, so hierso skryf oom nou gou vir jou voor Ritalin. Okay, jy moet dit nou gebruik. Nou gebruik hy kind Ritalin en die volgende oomblik, dan sak hy kind hy sak in mekaar in. Sy hele wese sak in mekaar. Want hy word gedemotorise. Nou sit hy daar in die klas. Hy's eintlik 'n zombie. Hy sit daar, maar nou sit hy stil in die klas. Juffrou is happy, die hele skoolraad is happy, almal is happy, almal kan hom nou hanteer. Dis Nou is dit mense goed. sê. Nou is dit goed. Maar hy kind sit daarso en hy het nou onthou nou hy neem in, want Ritalin is eintlik maar net 'n ander bestanddeel van kokaine. So vir ons ouens soos ek nou wat nou 'n hippie was en wat op die strate was, as ons daai Ritalin pilletjie in die hande kry het, is hom fyn gemaak, dan sny ons hom want dis kokain. Dis kokain. Wow. Ritalin is kokain. Net in 'n mooier naam. Dis net 'n ander naam.
Nou kom ons in 'n situasie en daai kind gaan nou deur universiteit, hy's nou al die tyd daarmee besig en alles. En nou op 'n stadium sê iemand van hom, hoor jy, is jy nog steeds op Ritalin? Dit is vir kinders. O ja, nee, ek is nou, ja, dis vir kinders. Dit help hom nou dink of Dit help my nou dink dit so aan. Maar nou kom hy tussen die jappies in, want hy's nou tussen die professionele lyn. Hy was nou op universiteit gewees, hy's nou 'n white collar boy. Hy dra nou 'n das, en hy's nou daar. En so wat doen ons nou? Nou sny ons kokain. En dit kom so natural, dis nie 'n snaaks nie. So as mense 'n persepsie het van dat dwelms is net aan die onderkant van spoorlyn, jy maak 'n baie groot fout. Dwelms kom in verskillende vorms. Ja, daar is van daai dwelms wat daar in die lokasies is en wat daar gebruik word. Dit is so. Maar dis nie net daar nie. Dis tussen enige stand van die mens. Ons het al gehad argitekte, ons het al gehad prokureurs, ons het advokate, ons het snydokters gehad, chirurge, ons het mediese dokters gehad, ons het verskillende besigheidsmanne, jy noem dit, het ons al gehad in die huis. So dis nie beperk tot 'n sekere groepering van mense nie. nou as oom dit nou vat, nê? Ek sien baie mense hulle gebruik, maar hulle sê hulle gaan nie rehab toe gaan nie. Want jy kom erger uit daar uit. Wat sal oom sê om eerder by oom uit te kom, dat oom sulke tipe mense kan help wat sê ons gaan nie na rehab toe gaan nie, want ons kom erger uit daar uit. So ons gaan nie so doen nie. Wat maak oom verskil? Okay, JDB, ons kry ouens wat by ons kwas dan was hy al in 13 rehabs of 23 of 25 rehabs. Nou op daai geval, kyk al my studente, ek het nie pasiënte. So oom noem hulle studente. Ons het studente because they're students of life. Okay. Dis ouens daai wat die lewe ken. Kom ek sê vir jou, die beste besigheidsmanne is drug addicts. Want jy moet onthou, hierdie ouetjie gaan in die middel van die nag gaan stap hy in 'n donker plek in en hy gaan koop dwelms wat jy nie kan sien nie. Ek vat net. Hy vat op voorgevoel. So hulle is baie goeie besigheidsmanne. Nou, die rede wat die verskil is nou hierso is, die eerste instansie is wanneer die meeste van die rehabs, onthou nou kan 'n mens nie veralgemeen nie, maar jy kan nou maar praat waarvan jy praat. So ek ontvang my ou aan die buitekant van my hek. Daar ontvang ek hom die eerste keer. Dan sê ek vir hom, hoeveel rehabs was jy gewees? Sê ek 23. Sê ek wel, dan kan ek jou nie help. Okay? Explain Nee, maar hoekom kan jy my nie help nie? Want nou is die ouers opgewonde, want ek weet ons het hom nou na jou toe gebring. Die rehab kan jou nie regmaak nie. 23 rehabs kon jou nie reg gekry het nie, want weet jy hoekom? Jy het nooit die besluit gemaak nie. Jou ouers het altyd die besluit vir jou gemaak. Daai is hard. Want die ouers het besluit jy moet nou na 'n rehab toe gaan, maar jy het nog nooit daai besluit gemaak dat jy wil verander. Ja. So jy kan op jou kop staan, jy kan maar net rehab nommer 24 word. Want hy gaan by jou uitgaan, maak nie saak wat jy vir hom gedoen het nie. Hy gaan by jou uitstap en hy gaan instap in die volgende rehab. Maar hoekom? Hy gaan uitstap net soos wat hy aangekom het, want nou kom hy kom nou in weersin daarin. Hy's nie daar omdat hy daar wil wees nie. Hy's daar omdat jy hom gesê het hy moet daar wees. Dis hoekom ons gaan haal nie ouens nie. Ons gaan forceer nie mense om in te kom na ons nie. Daar by die hek stop ons om die eerste keer en sê, wil jy regtig hier wees? Want jy nou nog 'n keuse. Jy hoef nie in te kom. Draai liewe studio om, gaan terug, gaan groot en dan as jy daar lê wat jy nie meer kan nie en jy besluit nou kan ek nie meer nie, dan is dit die regte tyd om na ons toe te kom. Dis is 'n selfkeuse. Dis 'n selfkeuse en dit moet 'n selfkeuse bly. Een van die groot dinge waar ons foute maak, almal van ons in die gemeenskap is, ons vat so graag daai mense se verantwoordelikheid vir hulle weg. Vrou bel my, pastoor, my seentjie, okay, seentjie is 9 jaar oud, 10 jaar oud daar. Ja mevrou, sies tog man, hoe oud is hy? 53. Kyk, ek wil kraam. En ek lyk baie keer op 'n kant kraam, maar dit maak my ek kan dit nie verstaan nie. Hoe op aarde kry jy dit reg mevrou om 'n seentjie van 53 jaar oud te hê?